Goeiedag en welkom by nog 'n aflewering van Skrif in Konteks. Vandag se tema is Michal. Nou, dis 'n bietjie van 'n kontroversiële tema, omdat daar twee totaal verskillende sienings is. Oorgrootste meerderheid van mense in die Christendom glo Michal is bloot net 'n engel. Baie mense sal spesifiek aandring, dis die aardsengel, die een van verskeie aardsengele. Ons gaan moet evalueer of dit korrek is as ou die Bybel ontleed daaroor, terwyl ander mense gaan sê, maar Michal is nie sommer net enige engel nie, Michal is spesifiek Christus. Nou, die oomblik wat mense sê, maar Michal is Christus, dan staan baie mense se hare reg op en hulle sê, nee, ons verwerp dit heeltemal, want byvoorbeeld die Jehova-getuies, dis iets wat hulle glo. Nou, dis baie gevaarlik om 'n sekere siening te verwerp voor die voet, bloot net omdat sekere mense ook daai siening aanhang. Dis altyd baie beter om die meriete van 'n argument te gaan evalueer en te gaan kyk wat die Bybel daaroor sê. Die oomblik wat jy 'n konsep verwerp oor waar dit vandaan kom of wat die oorsprong is, dan maak jy jou skuldig aan wat genoem word in Engels die genetic fallacy, die genetiese valsheid, wat beteken dat die oorsprong van iets bepaal noodwendig of dit waar of vals is. So kom ons gaan doen die studie en ons kyk wat die Bybel vir ons oor hierdie tema sê. Die algemene Bybelse beskouing of teologiese beskouing hieroor, ek sal nie sê dis 'n Bybelse beskouing nie, soos wat ons nou gaan sien, is dat Michal kan nie 'n engel wees nie, want Michal kan nie Christus wees nie, want Michal is 'n geskape wese. Nou, die uitdaging met daai siening voor die voet, is dat mense wat daai siening aanhang, aanvaar dat 'n engel 'n spesifieke tipe wese is, terwyl die woord engel nie verwys na 'n spesifieke wese nie, maar na 'n spesifieke funksie. Want die woord malak in die Grieks angelos beteken boodskapper. Met ander woorde, 'n mens wat gestuur word as boodskapper is 'n malak, of dan nou 'n angelos, afhangende of jy werk met die Hebreëus of met die Grieks. So dis 'n funksie eerder as 'n tipe wese. Ons kry byvoorbeeld dat, en ons gaan bietjie later daarna kyk, dat daar 'n enkele vers is in die Afrikaanse ou vertaling wat hierdie spesifieke woord malak op twee verskillende maniere vertaal in dieselfde vers. Eintlik is nie korrek om te sê vertaal nie. In die een geval word hy getranslitereer uit die Grieksheid, in ander woorde uit die Septuagintheid, wat hy praat van 'n engel, maar in dieselfde vers word daar ook verwys na 'n boodskapper op grond van dieselfde woord. So kom ons gaan kyk wat die Bybel vir ons sê en wat ons uit die Bybel uit kan leer. Nou, hoekom na hierdie Bybelgedeeltes toe gaan? Ons gaan verskillende gedeeltes in die Bybel na kyk en evalueer wat dit vir ons sê oor engele en ook ander wesens wat nie noodwendig spesifiek geïdentifiseer word as 'n engel nie, maar binne die konteks kan ons dan agterkom dat hulle wel engele oftewel boodskappers moet wees. So kom ons begin in Eksodus hoofstuk 3. Ons begin lees in vers 1 en ons gaan lees tot by vers 6. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. En daar verskyn die engel van die Here. Let mooi op, ons gaan by geleentheid gaan ons in die Bybel lees van 'n engel van die Here. Hier lees ons van die engel van die Here. Dis 'n baie spesifieke uitdrukking. En hy sê, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. So wie verskyn aan hom in die doringbos? Dit is die engel van die Here. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk. Waarom die doringbos nie verbrand nie? Vers 4. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses.
En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Let baie mooi op. Die Bybel sê vir ons, hier is in hierdie brandende bos, is die engel van die Here en God praat met hom vanuit die bos. Nou die Bybel sê nooit vir ons, die engel was saam met God daar, of die engel was voor God daar, asof daar twee wesens in die bos was nie. Die Bybel sê, die engel van die Here was in die bos en God het met hom gepraat vanuit die bos. So, die enigste entiteit wat ons in die teks kry, wat in die bos is die engel van die Here wat met hom praat as God. So hierdie twee aspekte, dat dit 'n boodskapper is wat met hom praat, maar die boodskapper is wie? Is God. Onthou, die woord engel beteken boodskapper. So as God die boodskapper is, dan is God die engel, die malak, of dan nou die angelos. So, ons sien dat daar 'n spesifieke aksie hier geneem word, en daai aksie is om voor God neer te buig. Die grond waarop hy staan is heilige grond, hy moet sy skoene uittrek. Waarom? Want hy is in die onmiddellike teenwoordigheid van God self. Nou, kyk 'n bietjie na Rigters hoofstuk 13, en hier het ons te doen met Simson se pa. Sy naam is Manoach, en dis eintlik baie interessant. Jy kan gerus die hele Rigters 13 gaan lees. Ons gaan net 'n paar verse lees van vers 17 tot vers 23, en daar's 'n voortdurende interaksie tussen die engel van die Here en Manoach se vrou, en dit gaan daaroor dat daar vir hulle gesê word, maar julle gaan 'n seun hê. Nou kom ons kyk wat sê die teks. Dit sê, daarop vra Manoach die engel van die Here, wat is die naam dat ons u kan vereer as u woord uitkom? Nou, as die woord uitkom, verwys dan na dat hierdie engel vir hulle gesê het, maar julle gaan 'n seun hê. Met ander woorde, hulle wil nou, wanneer dit gebeur, wil hulle nou kan eerbied en respek toon aan die ene wat hierdie boodskap vir hulle gebring het. Nou let mooi op wat gebeur. En die engel van die Here sê vir hom, waarom vra jy dan my naam terwyl dit wonderbaar is? Toe neem Manoach die bokkie en die spysoffer en offer dit op die rots aan die Here, terwyl hy wonderbaarlik handel voor die oë van Manoach en sy vrou. Toe die vlam van die altaar opstyg na bo, het die engel van die Here in die vlam van die altaar opgevaar, en Manoach en sy vrou het dit gesien, en met hulle aangesig op die grond geval, met ander woorde, in eerbied. Nou, onthou, hier word 3 keer genoem, dis spesifiek die engel van die Here. Let mooi op wat nou gebeur. En die engel van die Here het verder nie meer aan Manoach en sy vrou verskyn nie. Daarop bemerk Manoach dat dit die engel van die Here was. Goed? Nou, dit het 'n spesifieke betekenis. Hy bemerk dat dit die engel van die Here is, en wat konnekteer hy aan die feit dat dit die engel van die Here is? Let op wat sê vers 22. En Manoach sê vir sy vrou, ons sal sekerlik sterwe, omdat ons God gesien het. So in die gedagte van Manoach, wie is die engel van die Here? Hierdie ene wat in die rook van hierdie offer opgegaan het. Dit was God self. En nou kom hy en hy sê vir sy vrou, ons gaan sekerlik sterwe. Hoekom? Want ons het God gesien. Hulle het geweet, as jy God van aangesig tot aangesig beskou, gaan jy sterf. Maar onthou, die rede waarom hulle nie in hierdie geval sterf nie, is omdat God nie in sy volle heerlikheid aan hulle verskyn het nie, maar in 'n alternatiewe vorm, 'n alternatiewe formaat wat nie sy volle heerlikheid gedra het nie. Hy verskyn aan hom in die vorm van die engel van die Here. Nou kyk nou hierdie baie interessante aspek, vers 23 sê, maar sy vrou sê vir hom, as die Here ons wou laat sterwe, sou hy nie uit ons hand 'n brandoffer en 'n spysoffer aangeneem het, en ons al hierdie dinge laat sien het,
en ons nou sulke dinge laat hoor het nie. Hier is 'n baie interessante geval, waar Manoag se vrou se logika aansienlik beter is as syne. Die engel het nou net vir hulle beloof, julle gaan 'n kind hê. Manoag sê, ons het God gesien, ons gaan sterwe. As hy nou sou sterwe, of as dit God se intensie was dat hy nou moet sterwe, hoekom sal die engel dan vir hom beloof dat julle 'n nageslag gaan hê? Want as hy nou sterf, gaan hulle nie 'n nageslag hê nie. So haar logika het vir haar gesê, selfs al is hierdie God, dan is dit God wat vir ons hierdie belofte gemaak het, dat ons 'n kind gaan hê. Ons kan nie nou sterf nie, want sy belofte sal waar wees, en ons gaan 'n kind hê. Maar net om terug te kom na die basiese beginsel hier. Die oomblik toe hy met die engel van die Here te doen het, toe sê hy, ons het God gesien. Met ander woorde, die engel van die Here in sy gedagte is God. Kom ons kyk wat sê 2 Konings hoofstuk 19 vers 32 tot 35. Daar sê dit, daarom so sê die Here aangaande die koning van Assirië. Hy sal in hierdie stad nie inkom nie, maar en daar geen pyl in skiet, en dit met geen skild aanval, en daar geen wal teen opgooi nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie inkom nie, spreek die Here. En ek sal hierdie stad beskik, om dit te verlos, terwille van my en my knegt Dawid. Let nou mooi op wat gebeur, vers 35. Dit sê, en in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan. En toe hulle die môre vroeg hul klaar maak, was dit almal dooie liggame. Hier sien ons dat die engel van die Here optree in die konteks van oorlog wat gemaak word, en hy tree in die bres vir sy volk. Hy veg vir sy volk. Hulle het nie nodig om hulle wapens op te neem nie. Hy veg in steede van hulle, in hulle plek, en hy verslaan dan 185.000 van die Assiriërs. So ons sien hier het hy 'n baie spesifieke funksie. Hy is 'n soldaat. Hy is ene wat in die geveg gaan tree, en hy is nie sommer net enige een wat beklei nie. Onthou ons het vroeër gepraat van een vers wat hierdie een woord op 2 verskillende maniere vertaal. Kom ons kyk na Maleagi hoofstuk 3, en ons lees vers 1 en 2. Maleagi 3 vers 1 sê, kyk, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom, die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra, en wie kan standhou as hy verskyn, want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van wassers. Geweldig interessant wat ons hier teekom. Let mooi op, hy sê, kyk, ek stuur my boodskapper. Die woord wat hier vertaal word boodskapper is die Hebreëse woord malak. Boodskapper, wat die weg vir my uit sal baan, dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel malak van die verbond, die boodskapper van die verbond. So in die eerste geval word malak vertaal as boodskapper, en in die tweede geval word hy vertaal as engel van die verbond. Want 'n boodskapper is 'n engel. Boodskapper is die vertaling van malak, engel is die vertaling van die Griekse vorm van die Hebreëse woord malak, angelos, 'n engel van die verbond. Maar nou, ons moet baie mooi hier oplet. Hy praat hier van hierdie engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. En onthou, hy kom na sy tempel. Het 'n gewone geskape wese engel 'n tempel in die midde van die volk Israel gehad? Het ons 'n begeerte dat 'n gewone geskape engel moet kom? Nee, hoegenaamd nie. Onthou, ons lees hier oor die profesie van Maleagi, en het gaan oor Christus wat nog moet kom. Hy is die boodskapper van die verbond.
Onthou daai aspek van 'n malak, 'n boodskapper, dis 'n funksie. En wie beter om die boodskap van die verbond tussen ons en God te bring, as juis Jesus Christus homself. So ons sien hier weer eens, dat hier praat hy van 'n engel, dis nie 'n geskape wese nie, dit is 'n funksie. En dan sien ons ook dat hy genoem word binne die konteks van wie sal kan standhou op daai dag wat hy kom, want hy sal wees soos die vuur van die smelter. Met ander woorde, hierdie wese word geassosieer met hierdie absolute vuur en vlam, potensiële vernietiging. Maar ons is nie klaar nie. Kom ons gaan kyk, wat sê Josua hoofstuk 5 vir ons? Hier het ons nie direk met die engel van die Here te doen nie, maar ons kry hier eintlik in essensie dieselfde wese, soos ons nou gaan sien, en hy word geïdentifiseer as 'n spesifieke wese, nie oor die naam noodwendig wat gebruik word nie, maar eintlik oor die manier hoe hy beskryf word. Kom ons gaan kyk wat sê die teks, Josua hoofstuk 5, vanaf vers 13 tot 15. En terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. Met ander woorde, hierdie swaard is uitgetrek. Nou hierdie is die eerste keer in die Bybel wat ons hierdie term kry, met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort hy by ons of by ons vyande? Onthou, Josua is hierso in omstandighede waar daar nou 'n geveg gaan plaasvind, en hier sien hy 'n wese met 'n swaard uitgetrek, en hy is nie seker aan watter kant is hierdie wese nie, en hy sê, veg jy vir ons of veg jy vir ons vyande? En nou kom die interaksie. Hierdie wese praat nou met hom en hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here, met ander woorde die hoof, een wat aangestel is as die owerste oor die leermag van die Here. Hy gaan verder, hy sê, ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer voor hom. Wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Dis wat Josua nou vra. Let mooi op wat die antwoord is. Toe sê die leerowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Josua het dit gedoen. Hierdie is 'n direkte parallel aan dit wat gebeur het met Josua toe hy by daai brandende braambos was. Die engel van die Here, God, praat met hom uit die braambos en sê vir hom, die plek waar jy staan is heilige grond, trek jou voete van jou skoene af. Jou skoene van jou voete af, jammer. Wat hy basies doen is, hy sê nie vir hom werklik, die plek op sigself is heilig nie, die plek is heilig, juis omdat God daar is. Dis die teenwoordigheid van God, wat die bepalende faktor is. Hier kry ons dieselfde ding, hierdie ene wat die ontblote swaard het. Hy sê, die plek waar jy op staan is heilig, met ander woorde, ek is die heilige een, en hy buig voor hom neer. Nou is dit die tipe van aksie wat 'n geskape engel sal doen? Sou dit aanvaarbaar wees as 'n geskape engel hierdie tipe van gedrag teenoor hom sou verwag? Ek dink nie so nie. Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel vir ons, of 'n geskape wese engel aanbidding sal aanvaar. Openbaring hoofstuk 19 vers 9 en 10. Toe sê hy vir my, dis nou die engel wat praat met Johannes, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. So, Johannes val hier neer om die engel te aanbid, maar hy sê vir my, moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Hier sien ons dat 'n geskape engel aanbidding weier. Waarom? Want die engel is 'n geskape wese en is nie God nie. Maar in die vorige gevalle het ons die engel van die Here gehad, wat aanbidding aanvaar het, wat gesê het, trek jou skoene van jou voete af. Ons het ook die geval gehad, waar die leerowerste van die Here vir hom gesê het, maar trek jou skoene van jou voete af,
'n teken van sy heiligheid en dat jy hom erken vir wie en wat hy is. Met ander woorde, 'n geskape engel sal nie aanbidding aanvaar nie, behalwe natuurlik as dit Satan is, as dit 'n gevalle engel is. En in hierdie konteks, uit die aard van die saak, ons het nie te doen met 'n gevalle engel nie. Ons het hier te doen met een van die ongevalle engele. So kom ons gaan terug en ons gaan kyk na 'n ander geval, waar ons sien dat daai ontblote swaard weer voorkom. Numeri hoofstuk 22, en ons gaan kyk na vers 23 en 31, en hier het ons te doen met Biliam. Onthou daai profeet wat eintlik vir finansiële gewin bereid sou wees om 'n vloek uit te spreek oor Israel. Nou, Numeri 22 vers 23 sê vir ons, en die esel het die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel uit die pad uitgedraai en die veld ingeloop, maar Biliam het die esel geslaan om haar na die pad te stuur. Paar verse verder sien ons, toe open die Here die oë van Biliam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan met sy swaard in sy hand. Nou hierdie tel ek as een enkele geval, want is een verhaal waar hy 2 keer dieselfde engel sien met die ontblote swaard. So, die koneksie hier is dat dit die engel van die Here is met 'n ontblote swaard. In 'n vorige geval het ons gesien dat hy praat van die leerowerste van die Here met 'n ontblote swaard. Ons sien dat in die geval waarin die leerowerste van die Here is dit duidelik, dit moet 'n goddelike wese wees, dit moet God self wees, want hy sê vir hom, trek jou skoene uit. Wat het ons hiermee te doen? Op die ou ende, die engel van die Here met 'n ontblote swaard, en as ons dit koppel met die volgende gedeelte, dan begin dinge vir ons duidelik te raak. Kyk 'n bietjie wat sê 1 Kronieke hoofstuk 21 vers 15 en 16. Hier het ons te doen met Dawid. Dit sê, en God het 'n engel na Jerusalem gestuur om dit te verwoes. En terwyl hy dit verwoes, het die Here dit gesien en dit het hom berou oor die onheil. En hy het aan die engel wat die verwoesting moes aanbring gesê, genoeg, trek nou jou hand terug. En die engel van die Here het by die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet, gestaan. Toe Dawid sy oë opslaan, sien hy die engel van die Here staan tussen die aarde en die hemel, met sy ontblote swaard in sy hand, oor Jerusalem uitgestrek. Met ander woorde, hy is gestuur om dit te verwoes, hy word teruggeroep, maar hy het nog steeds die ontblote swaard uitgestrek oor Jerusalem. En let nou mooi op, daarop val Dawid en die oudstes met rouklere bedek op hulle aangesig. Waarom met rouklere? Hulle het besef hierdie is eintlik oordeel wat plaasvind weens hulle ongehoorsaamheid, omdat hulle nie gedoen het wat hulle moes nie, en oordeel word gevel, en nie sommer net deur enige iemand nie, spesifiek deur die engel van die Here, die wese wat by die brandende braambos spesifiek vir Moses gesê, trek uit jou skoene, want die plek waar jy staan is heilige grond, en onthou, in daai geval word die engel van die Here ook na verwys as God. Nou, kyk wat sê Daniël, hoofstuk 10, vers 12 tot 14. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil, het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse, het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val. Want die gesig sien op die verre toekoms. Hier sien ons dat Michael genoem word, en Michael word hier genoem een van die vernaamste vorste. En as gevolg van hierdie verwysing, kom mense en hulle sê, maar as hy praat van een van die vernaamste vorste, dan beteken dit, daar's 'n klomp ander vernaamste vorste ook.
So hy is een van vele, met ander woorde, dit kan nie 'n verwysing wees na Jesus nie. Maar, let op, die woord wat hier gebruik word vir een is die woord echad. Nou, dit kan beteken een, die eerste, die enigste of alleen. So die feit dat hy hier sê, een van die vernaamste vorste, kan net sowel vertaal word die enigste van die vernaamste vorste of alleen die vernaamste onder die vorste. So, as ons verder gaan en ons gaan kyk wat sê vers 20 en 21, dan sê dit, toe sê hy, weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse. En as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Nou, binne die profetiese volgorde sien ons het eers Babel, dan die Mede en die Perse, dan het ons Griekeland. So ons sien hier ook daai volgorde. Hy veg met in die Perse, dan kom Griekeland. So ons sien ons het hier te doen met daai profetiese tyd. En dan sê vers 21, nogtans sal ek jou te kenne gee, wat geskrywe is in die boek van die waarheid. En daar is nie een wat hom saam met my dapper gehou het, teen hulle nie, behalwe julle vors, Michael, hierdie is van kardinale belang, is die mens, en veral Israel in hierdie geval, is hulle onder bevel van 'n engel geplaas, of is die een wat hulle vors is, God? Natuurlik is dit God, met ander woorde, dit sou hoogs problematies wees, as hierdie vers gepraat het van 'n geskape wese engel, wat die vors is van Israel, kan hy die aard van die saak nie wees nie. Nou, as ons net bietjie verder gaan, Daniël hoofstuk 12 vers 1 en 2, word het vir ons nog duideliker. Dit sê daar, en in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan. Nou, die groot vors, hy is die ene heel bo aan. Hy is dan die heerser, as jy na die Hebreëus toe gaan, die Shar, partykeer word het vertaal ook as prins, die ene wat regeer. Hy sal optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, vandat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe, en sommige tot die groot smaadheid vir ewig afgryslik. Nou let baie mooi op wat hier gebeur. Hy sê, baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Met wie se koms ontwaak die wat in die stof slaap? Ons sien dit tog in die skrif duidelik vir ons uitgelê. Ons sien in 1 Korintiërs hoofstuk 15, gaan lees maar van vers 51 af tot vers 54. Sien ons wat gebeur, dat wanneer die gelowiges uit die stof uit opstaan, dan word hulle verganklikheid bedek met onverganklikheid. Goed, hulle word dan onsterflik. Ons kan ook sien in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, wie die ene is wat kom, wanneer die dooies opgewek word, dit is Jesus Christus homself, en in hierdie geval word hy genoem Michael. Waarom? Want die naam Michael beteken hy wat soos God is. Nou, kom ons gaan kyk wat sê Judas. Judas het net een hoofstuk, so ons gaan kyk van Judas 6 tot 9, vers 6 tot by vers 9. En hier gaan ons weer te doen kry met Michael. Dit sê vir ons daar, en die engel, wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, met ander woorde, daai engele wat neergewerp is op die aarde, het hy van die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Tog besoedel ook hierdie mense net so in hul dromerye die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was,
oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. Hier kry ons die geval waar Michael spesifiek geïdentifiseer word as 'n aartsengel. Nou, in buitebybelse bronne, as jy gaan na die apokriewe toe, as jy gaan boeke lees soos byvoorbeeld die boek van Henog en 'n legio van ander boeke, dan verwys hulle na verskillende engele, almal as aartsengele. Maar wat beteken hierdie woord aartsengel dan nou eintlik? Wat vertel dit vir ons? Want die Bybel identifiseer self geen ander engel as 'n aartsengel nie. Nou, aartsengel of dit wat vertaal word as aartsengel in ons Bybel, is die vertaling van die Griekse woord archangelos. Nou, dis 'n samevoeging. Ons het al klaar gedeel met angelos, dis die woord wat getranslitereer word engel, maar vertaal word boodskapper, maar die eerste gedeelte van daai woord is die woord archou. Dit beteken om die eerste te wees met die spesifieke betekenis van in politiese rang of in krag. Met ander woorde, dit het te doen met heerskappy. So as een die aartsengel is, dan is hy die heel hoogste in rang van al die engele. Maar wat het ons vroeër gekry? Ons het 'n wese gekry in die konteks van Joshua met 'n ontblote swaard in sy hand, en hy het gesê hy is die leerowerste, met ander woorde die ene wat aangestel is as die eerste, die generaal as jy dan nou wil, in terme van rangorde oor die hemelse leerskare. En dis presies wat 'n aartsengel is. Nou kan daar veelvuldige aartsengele wees. Nee, daar's net een wat aangestel is oor die hele weermag van God. Dis Michael, daai ene wat soos God is, want hy is die fisiese manifestasie van God. Nie in volle glorie nie, maar nog steeds. Kyk nou wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 16. Het sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, let mooi op wat hy nou sê, met die stem van 'n aartsengel. Waarom? Die Bybel sê nie Christus kom saam met 'n aartsengel nie, hy sê hy kom met die stem van 'n aartsengel, want dit is hy is die aartsengel, en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Onthou, ons het net gepraat oor hierdie aspek van 1 Tessalonisense van waar Christus kom en hy wek die mense uit die dood uit op. Hier het ons dit nou. Wanneer hy kom hy met die stem van 'n aartsengel. Hoekom? Want hy is Michael, hy is die boodskapper, hy is die leerowerste van die hemelse leerskare. Nou, ons kry hier nog 'n ander interessante aspek. Dit praat hier van toe Michael die aartsengel met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses. So hier was 'n polemos, daar was polemiek wat uitgebreek het oor die liggaam van Moses. Nou gaan dit net oor Moses se liggaam? Nee. Dit gaan eintlik oor die beginsel daarvan dat as Moses opgewek gaan word, wat word van hom? Gaan hy dan nou die ewigheid in, gaan hy op die ouene in die vuur van die hel eindig? En ons weet daar moes 'n woordestryd gewees het en Moses moes weer opgewek gewees het uit die dood uit. Voor die tyd van Christus, hoe weet ons dit? Want Moses het saam met Elia verskyn op die berg van verheerliking. En wie tree vir hom in? Dit kan nie geskape wese wees nie, want die Bybel leer vir ons 'n baie interessante beginsel. Daar is nie so 'n ding soos 'n engel wat vir jou intree in terme van 'n geskape wese engel nie. Die enigste een wat vir ons kan intree is Jesus Christus homself. Kyk wat sê 1 Timoteus 2 vers 5. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. So Christus Jesus is die middelaar, hy is die enigste ene wat wettiglik kon intree voor God wat die liggaam van Moses aan betref, of Moses opgewek kan word, al dan nie. So, as ons gaan kyk na Openbaring 12,
vers 7 en 8, dan sê dit, en daar het oorlog in die hemel gekom. Nou hierdie woord oorlog is 'n vertaling van die woord polemos, dis waar ons die woord polemiek vandaan kry, dit was 'n woordestryd, 'n debat, dit was nie 'n letterlike oorlog met swaarde en hulle maak mekaar dood ensovoorts nie. Het sê daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. So wie word hier teenoor mekaar gestel? Aan die een kant Michael, sy engele, aan die ander kant die draak en sy engele. So wie is die twee wat reg teenoor mekaar staan? Die leerowerste van die hemelse magte en die leerowerste van die demoniese magte, dit is Michael en Satan. Hulle is die twee wat in die voorpunt van die onderskeie weermagte staan. So dan sê hy, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en sy engele het oorlog gevoer en hulle kon nie oorwin nie. Hulle is die draak en sy engele. Hulle kon nie oorwin nie en 'n plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Nou, Satan het nie die mes uitgehaat vir 'n enkel ander engel in wie hy in stryd was nie. Hy wou soos God word, hy wou verhoog word bo die ander sterre. Nou 'n ster in die Bybel is 'n beeld van 'n engel, ons sien dit byvoorbeeld in Openbaring hoofstuk 1. So hy wou die plek van Christus inneem, en daarom, toe hy die engele laat val het, ons lees van hoe hy met sy stert, die draak, 'n derde van die sterre van die hemel op die aarde laat val het, daai groepering van engele, wat hy mislei het, om die bos gelei het, om hom te volg. Hulle volg hom dan in stryd, woordestryd, teen Michael. Dan sien ons in Openbaring 19 iets interessant. Dit sê in vers 11 tot 16. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam. En op sy hoof was baie krone. En hy het die naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam was die woord van God. So wie is hierdie? Geen twyfel daaroor nie, hy is die woord van God, dit moet Jesus Christus homself wees. En let mooi op wat sê vers 14. En die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Nou, as die leers van die hemel hom volg, dan moet hy die leerowerste wees, die een wat aangestel is oor die hemelse leermagte. Vers 15 sê, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te verslaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die parskuip van wyn, van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Geen twyfel nie. Die een wat heel voor is aan die hemelse leermag, die een wat die leerowerste van die Here is niemand anders as Michael nie. Binne daai funksie van hom, as leerowerste van die Here, word hy genoem Michael. Hy is die leerowerste. Hy is die een met die ontblote swaard wat vir sy volk in die bres tree. So, ons kan geen ander konklusie bereik as dat Michael Christus is in sy amp as die Here, of die engel van die Here, en as die leerowerste van die Here nie. Hierdie konklusie bereik ons nie op enige ander gronde as 'n konsekwente ontleding van dit wat die teks vir ons in die Bybel sê nie. Daar is geen vers in die Bybel wat sê alle engele is noodwendig geskape wesens nie. 'n Mens wat gestuur word na 'n plek toe om 'n boodskap te gaan oordra, is 'n boodskapper, is 'n malak, is 'n angelos. Dis 'n funksie, nie 'n tipe van wese nie. Ja, daar word wel na die engele, hemelwesens,
verwys onder die naam engele. Waarom? Want hulle funksie is om boodskappe oor te dra, om inligting oor te dra, boodskappe van God af aan die mens, ensovoorts. Maar, daar's geen Bybelgronde om te sê, elke liewe engel, of het nou by naam is, of net by die funksie engel, is noodwendig 'n geskape wese nie. Die konsekwente analise van die Bybel, in terme van die feit dat hierdie leerowerste aanbidding aanvaar, die engel van die Here aanbidding aanvaar, en dat Michael uit die aard van die saak, die leerowerste is, bring ons by die finale konklusie. Michael kan niks en niemand anders wees as juis die seun van God nie. Dis Jesus Christus, maar in die funksie van leerowerste van die hemelse leerskare. So, ek nooi uit, gaan ondersoek hierdie saak vir jouself, gaan weer oor die tekste wat ons nou gekyk het, en sien vir jouself. Daar is niks daarmee fout, en die feit dat mense dit glo, wat miskien vreemde andersienings het, soos wat die Jehova getuies wel ander sienings het, wat ons definitief nie meer saamstem nie, kan ons nie hierdie een spesifieke aspek bloot net afskiet, omdat hulle dit ook glo nie. Die gronde om daai spesifieke siening aan te hang nie af van waar dit vandaan kom nie, dit gaan oor, is dit Bybels, ja of nee. En in hierdie geval is dit ongetwyfeld 'n leerstelling wat ons uit die Bybel uit kan kry, en daarom wys die konteks van die Bybel, die konteks van die skrif vir ons, Michael is niemand anders as Jesus Christus nie. Tot 'n volgende keer, lekker dag.